In Johannes 15 vers 5 lees ons Jesus wat sê, ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Nou vandag gaan ons net daarna kyk, dat hierdie vrugte waarvan Jesus praat, is nie iets wat ons in ons eie krag kan produseer nie. Dit is die werk van die Heilige Gees in ons. En hy stel ons nie net in staat om dit te doen nie, hy doen ook die meeste van die werk. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 vers 18, daardie bekende vers, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe, en dit doen die Here wat die Gees is. Hoor jy, dit is die Gees wat dit doen, want dit is die Gees se werk in ons, hy herskep ons, hy is die heeltyd besig om ons te vernuwe. En in Johannes 15 vers 5 het Jesus ook gesê, sonder hom kan ons niks doen nie. Ons is die lote wat ingeënt is en wat nou groei vanuit die wingerdstok. Ons het die wingerdstok nodig. Jesus praat hier van 'n verhouding waar hy in ons is en ons in hom, 'n baie hegte, naby intieme verhouding. In Galasiërs 3 vers 3 vermaan Paulus die gelowiges wat nie meer op die Heilige Gees alleen staat gemaak het nie. En dan skryf hy, is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Ons kan nie in ons eie krag vrugte dra nie. En in Efesiërs 1 vers 19 en 20 skryf Paulus, hy bid dat ons sal besef hoe groot is die krag van die Heilige Gees wat in ons werk. Hy skryf dat ons moet verstaan hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. En dan sê hy, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat God uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het. En daardie krag, sê Paulus, is die krag van die Gees wat in ons werk. En dit is wat gebeur wanneer ons vrugte dra. Ons hoef nie hard te werk en dit self uit te dink en te produseer nie. En is jy nie dankbaar nie? Die vrugte wat die Here Jesus sê ons moet dra, word deur die Gees in ons gewerk en moontlik gemaak. Hy lei ons en hy doen dit in ons. Ons moet saamwerk, ja, ons moet gehoorsaam wees. En ons moet nie die Gees weerstaan of hom bedroef nie. Ons moet hom nie hartseer maak nie, sê Paulus. Wat 'n onuitspreeklike voorreg is dit nie om 'n kind van die Here te wees. Kom ons bid nou eers saam. O Heilige Gees, baie dankie dat U in ons woon en in ons werk, en dat dit U is wat hierdie vrugte in ons produseer, dat dit U is wat ons laat vrugte dra. Help my om my volle samewerking te gee, om gehoorsaam te wees, dat ek kan doen wat Jesus gesê het, dat ek baie vrugte kan dra. Ek wil dit doen om my hemelse Vader te verheerlik. Help my daarmee asseblief. Amen.